Hi, my naam is André, ek wens ek kon vandag saam met julle wees, maar ek is op verlof, net soos waarskynlik 'n klomp van die mense wat wel nie om julle sit nie. Ek wens ek kon vandag saam met julle wees, want ek het eintlik iets wat ek graag wil deel, wat op my hart is, maar ek kan nou nie daar by julle wees nie. Een van ons moes nou maar saam met my skoonouers op vakansie gegaan het, en om julle dit te spaar het ek besluit, ek sal dan maar my kruis opneem en saam met hulle op vakansie toe gaan. Ek het gedink dit gaan see toe wees, so ek het 'n prentjie in my kop gehad van dit, maar toe het ek hierdie week uitgevind, Schoemanskloof is nie by die see nie, maar klink vir my Wildtuin se kant toe. So as jy in daai rigting is, en ek sien jou ergens by 'n Spar, hallo. Maar vandag wil ek juist praat oor hierdie vakansie waarop ek is, saam met die skoonouers, en ek wil praat oor beproewings en moeilikheid en uitdagings. Hi skoonma. In elk geval, ek wil hierdie goeters praat, want ons het 3 kwartaal so half 'n paadjie gestap met, kom ons begin reg, kom ons fokus op die Here, kom ons gee ons harte vir hom, kom ons sit ons gedagtes en ons fokus op die Here, en ons bou 'n lewe wat hom verheerlik. Kom ons nooi hom in, sodat die seën wat hy vir ons beloof, ons dit kan oopsluit en ons eie kan maak. Maar die realiteit is, almal met wie ek praat, sê 2025 was nogal 'n rowwe jaar. Was 'n besige, vinnige, onseker jaar met groot uitdagings. En as 'n mens net kyk na wat in die wêreld aan die gang is, in die politiek aan die gang is, al hierdie goeters, dan wil ek sê dit is 'n meer onsekere tyd as ooit tevore, met alles wat hulle uitdagings en moeilikheid en beproewings bring. So, hoe hanteer 'n mens dit as jy op 'n wêreldvlak of 'n nasionale vlak of selfs ons eie dorp nie kan beheervat en 'n beter toekoms vir jou kinders oopsluit en vir jouself oopsluit nie? Hoe doen 'n mens dit in jou eie lewe as daar soveel onsekerheid reg rondom jou is? En dis hierso waar Jakobus ons kan help. Nou Jakobus is Jesus se halfbroer, en dit is die boek wat ons in die Bybel het. Jakobus het so 'n paar hoofstukke, en hy pak 'n klomp goedjies daar uit en bespreek elkeen van hulle, maar die lekkerste deel van Jakobus is sy inleiding. Geef jou so 'n halfie woordeskat wat vir die res van die boek gaan geld. So ek wil begin om vir ons net 'n eerste paar verse hierso te lees, en dan met julle te praat oor wat is Jakobus besig om vir ons te sê, want miskien is jy ook, en ek bedoel dit nou nie grappenderwys soos, ek sal my skoonouers op vakansie nie, hoe erg is my lewe. Miskien is jy ook op 'n plek waar jy regte uitdagings het op hierdie oomblik, en dit weeg swaar op jou, en is moeilik, en jy soek antwoorde by die Here. So luister gou hier wat sê Jakobus. Hy begin so: my broers, ek lees van vers 2 af, Jakobus 1 van vers 2 af. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle in tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So, hy sluit af met so 'n halfe harde waarskuwing daarso. Maar daar's 'n goeie verloop hierso om te praat oor, kyk, dis hoe ons moet kyk oor beproewings. En die eerste stukkie is van vers 2 tot 4 wat hy dit sê, is: my broers, julle moet bly wees, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard, en die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. So met ander woorde, Jakobus is hier besig om ietsie te deel wat hy self agtergekom het. Nou, Jakobus het in Jerusalem, het hy die kerk gedryf daarso. Petrus was aanvanklike beheer, Petrus is later weg om sy eie gemeentes te gaan plant, en Jakobus het oorgeneem, en vir 'n tydperk van 20 jaar was hy die geestelike leier met groot gesag daar in daai heel eerste gemeente. En in daai tyd was daar nou
natuurlik 'n klomp onsekerheid van wat om te glo en hoe om te glo en wat is die waarheid, wat is die geloofswaarheid en hoe moet 'n mens dit leef. Daar's al hierdie vrae gewees onder die Jode, waar hy ook sy bediening gehad het. Maar dan was daar ook hierdie groot hongersnood wat in daai tyd die gemeente getref het en die dorp getref het, sodat mense regtig swaar gekry het. Jakobus is op die einde van die dag is hy ook vermoor. So, maar gelukkig hierdie is nou geskryf voordat dit gebeur het. So hy's iemand wat nie met sy silwer lepeltjie of 'n goue lepel in die mond sit en kla oor beproewings nie. Dis iemand wat hard gewerk het en deur die moeilike dinge van die lewe is die groot uitdagings. En nou kom hy sê vir ons, wel, beproewings is goed, want beproewings gee volharding, volharding gee rypheid van gees. Of as 'n mens dit net van die ander kant af wil sê is ons almal wil 'n goeie verhouding met die Here hê, goeie verhouding met onsself, 'n egte verhouding met die mense om ons. En die God wat God van liefde is, die God van verhoudings, hy wil vir ons daai rypheid gee. Maar Jakobus sê die manier hoe 'n mens by hierdie rypheid uitkom is, wel, dit gebeur nie van self nie, dis 'n geskenk, maar dit is iets wat volharding vra. En volharding beteken jy moet deurdruk, jy moet opstaan, jy moet aanhou, jy moet uithou, jy moet dit doen, jy moet insit oor en oor en oor. Maar hoe gaan jy dit doen as jy nie beproewings het nie? En dis waar hy begin is, hy sê, beproewings gebruik die Here om jou te vorm tot iemand wat geestelik ryp is, iemand wat geestelik vol en gesond en reg is. So, wanneer die beproewings op ons pad kom, beteken dit nie dat iets is besig om skeef te loop nie. Dit beteken nie, jy het 'n fout gemaak en God straf jou nie. Dit beteken nie, jy is nou so ver verlore dat die genade van die Here jou nie kan bereik nie. Dit beteken eintlik dat, wel, die beproewing het op jou pad gekom. Die lewe het 'n uitdaging na jou kant toe gegooi. En God wil hierdie beproewing gebruik om jou te vorm, om jou sterker te maak, meer te maak, en op die einde van die dag ryp te maak. Ryp te maak sodat jy 'n beter verhouding met hom en met jouself en met die mense om jou het. So ek weet, dit is baie keer moeilik om te dink as 'n mens in die beproewing self is en jy dink, maar wat ek nou nodig het hierso is geld. Wat ek nodig het is 'n werk, wat ek nodig het is om 'n manier om my rekeninge te betaal. Wat ek nodig het is om my huwelik te red, of weer 'n verhouding met my kinders of my ouers te hê. Dis wat ek nou nodig het, dis die fokus. En dis reg, want as 'n mens in daai situasie is dit wat jy sien. As jy met gesondheidsprobleme sukkel, is dit jou fokus, die beproewing is daar. Maar Jakobus kom en hy sê, maar hierdie is nie die einde van jou reis nie. Hierdie beproewings gaan die Here gebruik om vir jou volharding te gee, gaan vir jou op jou rypheid van gees gee. Hy gaan vir jou iemand maak wat meer is, meer gekonnekteer is met jouself en ander en met hom, as wat jy sou wees as jy net hierdie gelukkige, gemaklike lewe gehad het. So terwyl 'n mens dan in hierdie slegte omstandighede is Jakobus besig om te sê, ek ken die slegte omstandighede, ek het dit self gehad, ek was deur hierdie goeters, ek weet, maar moenie vaskyk net in dit nie, want daar is definitief 'n silwer randjie, daar's definitief 'n son wat skyn agter hierdie donker wolk. En dan gaan hy sê, maar maar sê jy besef dit, beproewings gaan op die einde van die dag lei tot hierdie rypheid van gees, maar jou tank is leeg. Jy weet nie om uit te kom, jy weet nie om dit te doen, jy weet nie om dit jou eie te maak, want hierdie beproewings is net te groot, jy het nie die volharding wat dit nodig is nie, jy kan nie sien dat jy rypheid van gees nie, al wat jy sien is die beproewing. En dan gaan hy in vers 5 en hy sê, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Met ander woorde, as jy hierso is waar jy sê, ek kan dit nog nie sien, Here, ek kan nog nie sien wat die doel hiermee nie, ek kan nie, ek weet nie, ek het dit nie, ek het nie geloof eers om dit te sien nie, ek het nie die wysheid om dit te begryp nie. Dan sê Jakobus, maar dan moet jy bid. Bid en vra vir die Here. En hierdie is my 'n ongelooflike interessante ding, want gewoonlik wanneer 'n mens voel, jou geloof is klein, jy het nie die antwoord en jy sukkel, dan trek jy daai skoen aan en jy sê, wel, die probleem is hierso, my motivering is nie reg, my gesindheid is nie reg, iets is fout hierso. En Jakobus draai dit om, hy sê, nee,
Die oomblik as jy agterkom, hierdie tankie is leeg, jy gaan nie jou tankie self kan volmaak nie. Jy gaan nie die wysheid kan ontgin op jou eie nie. Wat jy nodig het, is die Here wat dit vir jou oopsluit. So, hier's die eerste produk of die eerste wins al klaar van beproewings is, dis 'n geleentheid om na die Here toe te gaan en sê, help my om te verstaan. Ek verstaan nie, ek sien dit nie, ek het nie die geloof nie, ek het nie die krag nie, ek het nie die volharding nie, ek het nie die rypheid van gees nie. Help my asseblief, Here. Jakobus hanteer dit nie as 'n motiveringsprobleem nie. Daar's iets fout met jou gesindheid nie. Hy hanteer dit as 'n vaardigheidsprobleem. Jy het nie genoeg nie. En die Here wil vir jou gee. Maar dan kom daar 'n volgende ding. Die Here wil dit vir jou gee, maar hoekom kry jy dit baie keer nie? En dan gaan hy in vers 6, hy sê, maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. Nou waar gaan dit hierso? Hy gaan en hy sê, as jy gaan bid, moet jy glo, nie twyfel nie, as jy gaan vra vir hierdie goeders. En dit beteken dalk ietsie anderste, dink ek, as wat ons dink het doen. Want nou beteken dit weer, ek moet hierdie sterk en vaste geloof hê. Ek moet die mosterdsaadjie geloof hê, wat die berge kan ten minste sê, val in die see, en nou het ek dit nie, so nou kry ek nie die versterking en wysheid nie, ek kry nie dit wat ek nodig het om by rypheid van gees uit nie, want my twyfel is te groot en my geloof is te klein. Maar ek dink wat hy hierso van praat, hierdie geloof is 'n ander tipe sekerheid. Dis 'n sekerheid nie oor jouself nie, maar oor die Here. Met ander woorde, dis wanneer jy gaan bid, dat jy jou intensie daarop fokus, dat jy weet God wil vir jou die goeie gee. Dis hierdie geloof, dink ek, wat hierso bespreek word, is 'n geloof waar jy besef, maar God is goed. Hy's nie besig om jou te toets, of jou te trek, of jou te vorm en jou seer te maak, want hy het 'n plannetjie. Nee, hy is 'n goeie God, hy is 'n liefdevolle God, en hy gebruik die seer en kwaad en sleg op jou lewe. Gebruik hy om iets goeds uit te kom. Hy is die God wat die slegte in die goeie wil verander. Hy is die ene wat nou hier ingryp, maar sy intensie is goed, en dit, dink ek, is wat geloof hier beteken. Is jy besef dat God goed is. En hy sê, maar as jy dit nie kan doen nie, en hier kom sy waarskuwing, as jy die hele tyd twyfel, so 'n mens wat altyd aan die twyfel is, en onbestendig is in alle doen en late, moenie dink, hy sal iets van die Here ontvang nie. En ek dink, as 'n mens die ding van agteraf net weet, tot by die begin van die hoofstuk vat, is Jakobus besig om hier te sê, is as jy dink, God is enigiets anders as goed, en hy wil jou nie help nie, dan gaan jy dit miskyk, hoe hy besig is, om te probeer uitreik na jou toe, om jou te help. So wanneer jy in 'n situasie is, wat jy voel jy kan nie, gaan gerus na hom toe, want hy wil vir jou gee, hy is goed, en hy gaan die beproewings wat op jou pad kom, gaan hy gebruik en vir jou die krag gee, sodat jy kan volhard, en hy gaan dit vat, en hy gaan jou vorm, sodat jy ryk is van gees, op die eind 'n beter koneksie het, met die mense om jou, met die Here self, en ook met jou eie self. So vandag wil ek vir jou uitdaag, en ek wil vir jou sê, hierdie beproewings wat op jou pad is, hierdie donker wolke wat saam drom oor jou lewe, die dinge wat jou so onseker maak, daai, sê Jakobus, dis normaal, hy het 20 jaar van dit gehad, as 'n gemeenteleier, hy verstaan hierdie goed, daar's nie die probleem nie, die probleem is nie die probleem in jou lewe nie, die uitdaging, die beproewing, die ding wat jy laat wakker lê in die dag, daai is nie die probleem nie. Die regte probleem is of jy na die Here toe kan gaan en kan vra, Here, U is goed, help my hierdeur. Ek dink dis wat Jakobus vir ons wil sê. Die ding wat op die oomblik soos 'n berg voor jou lê, dis nie die probleem nie. Die probleem is of jy kan jou oë oplig en kan sien dat jou hulp kom van die Here, wat selfs die berge in die see sal laat gooi. Kom ons vat 'n oomblik en ons bid saam. Here, baie dankie vir U goedheid, dankie vir U genade, dankie vir U liefde, en dankie dat U so goed gesind is teenoor ons, dat U ons wil help met al die uitdagings in hierdie lewe. Dankie dat U verstaan wat elkeen van ons deurgaan. U is 'n persoonlike God, U nie ken ons.
So help ons asseblief, Here, met die uitdagings, en help ons om te sien dat die probleem nie die probleem is nie. Die regte probleem is 'n verhoudingsprobleem. Of ons besig is om met ons probleme na U toe te gaan, en op U goedheid te vertrou. In naam bid ons dit saam. Amen. Lekker dag julle.